Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Vanoggend se tema is speeltjie, speeltjie, sê vir my. Speeltjie, speeltjie aan die wand, wie is die mooiste in die land? En eintlik wil elkeen van ons hoor dat hierdie speeltjie moet sê, jy is die slimste, jy is die rykste, die mees bedrewe, die beroemdste, die talentvolste, die belangrikste, geliefste of mees geestelike. En dit is waar ons probleem lê, in ons geeste mensie. Klein dogtertjie stories is nie volwasse bruid stories nie. Cowboy stories is nie mature manne se werklike stories nie. Jy weet as jy in die spieël voor jou kyk, is daar eintlik 'n weerkaatsing uit jou siel uit, jou hart, en dit is wat jy in die spieël sien deur die venster van jou oë. Ek wil jou vertel van die middag op my slaapkamermat, toe ek alleen was en die Heilige Gees oor my gekom het, met die openbaring van Maria Magdalena, toe sy in die leë graf gekyk het en Jesus daar gesoek het ek ervaar, sy kon haar nie indink, dat hy lewendig is nie. Haar belofte, haar droom en haar hoop, het reg voor haar gestaan, maar sy kon dit nie erken nie. Sy kon nie met haar geloof sien nie glo dat dit wel so is nie. En 2 damme, nie oseane in my oopgebreek. Ek het alles in my lewe begin konfronteer. Wat het julle met my Jesus gedoen? Waarheen het julle hom gevat? En toe ek uiteindelik by sy voete self lê en vertroosting vind, by God die Heilige Gees, kon ek met myself regmaak. Waarom dan het ek dit toegelaat? En net daar, in sy lig, het ek letterlik 'n audit begin doen van my eie lewe, in die weerspieëling van God se woord, wat die spieël in my lewe was. Aan Abba Vader, Papa God die eer, dat hy my so verskriklik styf vasgehou het op Jesus se skoot, toe die waarheid my kon vrymaak het. Ek het so diep op daardie oomblik na die Here verlang. Ons kyk in hierdie spieël, en ons sien 'n raaiselagtige beeld, van speeltjie, speeltjie sê vir my, hoe sien ander mense my? Ons kyk na sosiale media, ons kyk na fotos, ons kyk na opmerkings, ons kyk na opinies, ons kyk na likes, ons kyk na comments, en dan dink ons dit is wie ons is. Dit is nie wie jy is nie. Wie jy werklik is wanneer jy alleen is, saam met die Here. Dit is wie jy is, waar jy vir hom kan vra in sy woord. Maar Here, wat sê u van my? Hoe lyk ek vir u? En hulle het vir haar gesê, vrou, waarom ween jy? Want sy sê, hulle het my Here weggeneem. Ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Op hierdie oomblik kan jy ook kyk in God se woord as spieël, terwyl jy communion gebruik. Waarheen of wie het wat Jesus vir jou kan doen, weggevat? Kyk in die spieël, en as jy eerlik is oor wat jy verloor het, of wat jy voel jy kan net nie wen nie, begin vra, waar is Jesus in daardie deel van jou bestaan? As jy vanoggend in 'n plek vasgevang is, waar daar soveel wrokke is, waar daar soveel seer in jou lewe is, en jy daardie gevoel van hardheid, van bitterheid, vra jouself dan vanoggend, waar is Jesus? Waar is die bloed van Jesus in jou lewe? Of jy bereid is om by die plek te kom, wat sy bloed vir jou gevloei het, sodat jy sagter kan raak, sodat jy genees kan raak, sodat jy kan vergewe, sodat jy jou vergifnis kan ontvang. As jy vanoggend bly seer het in jou lewe, as daar bly goed is in jou lewe wat nie reg is nie, krankhede, swakhede, as daar bly die diagnose deurkom, jy weet nie wat gaan aan nie, dan gaan dit vir jou 'n antwoord wees, om te gaan soek wonde van Jesus, wat jou wonde kan gesond maak.
dat ons vanoggend kan sê, dankie Here, dat ons nou in 'n dowwe spieël kyk, en Here, as ons 'n raaiselagtige beeld sien, dat ons weet Here, dit is Golgotha wat ons sien, maar Here, as ons aanhou kyk, en aanhou kyk, dan weet ons Vader, U kyk na ons, deur die bloed van Jesus, en nie hoe ons dink ons is, of hoe mense sê ons is nie. Maak ons vry, Here, met daardie waarheid asseblief vanoggend. Amen.